Nou 2 Timoteus 3:16 vers 17 sê die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in geregtigheid. God het geregtigheid lief en hy haat ongeregtigheid. Nou wat is ongeregtigheid? Ek wil vir julle sê wat sê die Woordeboek. Die toestand van verkeerd en onregverdig wees. Hebreërs 1 vers 9 sê, U het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Dis mense wat nie hulle ou lewe wil aflê nie, maar wil aangaan soos wat hulle in hulle ou lewe geleef het en dan te sê dat hulle is Christene. God haat ongeregtigheid. En ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld uit die Bybel uitgee en wat die prys daarvan is. Kom ons maak dit maklik om te verstaan. Ek dink ons moet net daarmee begin. Die woord leer ons duidelik dat daar is mense in die ou tyd en in die nuwe tyd wat God gedien het en toe besluit dat hulle gaan hom nie meer dien nie. Daar's kinders wat in die huis van die Here groot geword het, geleer is om hierdie goed te doen en op 'n dag besluit het nie, hulle is nou new age of hulle is nou wat se age ook al. Hulle het besluit hulle gaan God nie meer dien nie. Dis niks niets nie. Dit kom uit Jesus se tyd uit. Kom ons kyk, Johannes 6, vers 66. Ons begin sommer by vers 60. En baie van sy disippels het gesê, toe hulle hoor, Jesus verduidelik vir hulle, ek is die brood van die lewe, ek wat nie tussen julle loop, julle het my nodig om in die koninkryk in te gaan. En hy sê vir julle, julle moet my vlees eet en julle moet my bloed drink, pratende van nagmaal wat hulle moet onthou, as hulle nie 'n deel aan hom wil hê. Hoor wat sê hulle? In Johannes 6 vers 66, is ook die getal van die mens, né, omdat die mens op die 6de dag geskape is. Johannes 6 vers 66. Hieroor het baie van sy disippels teruggegaan en nie meer saam hom gewandel nie. 'n Disipel beteken 'n disciplined follower of Christ. So hulle het besluit according to hierdie skrif. Johannes 6 vers 60. En baie van sy disippels het gesê toe hulle hierdie woorde hoor, hierdie woord is te hard, wie kan daarna luister? Baie keer gebeur die lewe met ons. Iemand naby aan jou sterf. Dalk 'n klein kind. En ons redeneer met ons menslike verstand, hoe kon God dit aan my doen? Ek kan die Here nie dien nie. Ek kan nie oor hierdie ding kom nie. Hoe kan ek hierdie goeders doen? Keuses wat ons self maak. Keuses wat ons maak in die lewe. En jy moet weet, die oomblik as jy jou hart vir die Here gee, is jy Satan se vyand. Jy is absoluut sy vyand en hy gaan jou nie los nie. Want die Here Jesus Christus wil siele hê, Satan wil ook siele hê. Of jy 'n kind van die Here is en of jy nie 'n kind van die Here is nie, elke liewe ding wat in ons lewe plaasvind, is keuses. Keuses wat jy maak. Ek kan nie vir God genoeg dankie in my hele bestaan sê, dat sy genade oor my was so groot, dat ek dit nie kan verklaar nie. Daar's 'n worship song wat sê, I don't know why Jesus loves me. Die 29 April 1980, 11:15, ry my pa 47, my sussie 16, my boetie se seentjie het 2 jaar en 6 maande. Op pad Sasol toe, 'n ouetjie van 21 onder die invloed van alkohol, rol hulle bakkie. My sussie sterf daai aand op pad na die Jeugd Strydom Hospitaal toe. My boetie se seentjie sterf hier op 3 uur die oggend in die teater in Vereniging en 12 uur die nag my pa in die Jeugd Strydom. En ek sê vir my ma, wat ons geleer het, groot gemaak het in die woord van God, ek sal jou God nooit dien nie. Want jy het gejok, mami, jy het gesê, dis 'n God van liefde, lyk dit soos liefde. Want ek redeneer die Here uit met my menslike verstand. Hierdie was 'n menslike error wat Satan kon steel het. As hierdie ouetjie nie onder die invloed was nie, het hy dit nie gedoen nie. En my ma het aangehou vir my bid. En die dag toe hierdie ouetjie moet uitkom, toe sê Tannie, die tronk se
pype, wat noem jy daar met eisters, was nie my probleem nie. My probleem was my kop. En as Tannie my nie kan vergewe nie, en in my hart, dan wil ek nie vandag hier uitstap nie. En ek sit langs my ma waar sy sê, ek vergewe jou nie net nie, ek seën jou met elke seëning van Deuteronomium 28, moet nooit weer te doen nie. Jy sien, en die Here was my so genadig, dat hy my daai dwaase woorde, wat ek in seer en stik en kwyt raak, vergewe het. So genadig is God. Ek kan getuig daarvan. In die natuurlike is daar wette wat ons moet gehoorsaam. Hier kom sê die Bybel, hy is daar vir teregwysing, vir lering. Kan ons in Suid-Afrika aan die regterkant van die pad ry? Kan jy oor die robots ry? Ek weet hulle doen dit op strepe, maar mag jy? Nee. Daar is wette in plek sodat dinge kan vloei. En dan stel die Here mense aan oor daai wette om te sien dat dit uitgevoer word. Julle, die Bybel is verskriklik beautiful. Daar tot speedkoms in die Bybel. Gaan lees. Niks net onder die son nie. Daar's polismans in die Bybel. Gaan lees. Niks net onder die son nie. Jy kan nie wette oortree links en regs soos wat jy wil en dan dink daar gaan geen gevolge wees nie. Al het ek my hart vir die Here gegee, ek is 'n kind van die Here en ek steel, dan vergewe God my en die persoon die se kar gesteel het, vergewe my dalk ook nog, maar ek gaan tronk toe. Daar is konsekwensies vir goed wat ons verkeerd doen. Dis hoekom die Bybel vir ons geskryf is. Hy sê, word verander in julle gemoed. Word soos ek, want ek is heilig. Ek kom vir 'n vlekkelose bruid, sê die Here. Kan ons dan nog vloek, rinkink, op plekke uithang waar ons nie moet nie, gaan die Here jou daar kry. Dink julle die Here gaan jou gasmankie kom haal? Ek vra jou. Dis nie 'n plek om uit te hang vir kinders van die Here nie. Julle moet maar self besluit. As dit was dat ons een keer gered is as ons ons harte vir die Here gee, ons kan lewe net soos wat ons wil, vloek, te kere gaan, rinkink, steel, bribe, al hierdie tipe van dinge. Wat is daaraan? Wat 'n verandering het in ons plaasgevind? Dis wat ons gedoen het toe ons in die wêreld was. Het ons al hierdie goed aangevang. So ons kan maar net vir die Here sê, ekskuus, ek het dit gedoen en ek hou dit aandoen en aandoen. Wat beteken die woord repent? Ek bely my sonde van die Here wat ek gedoen het voor die Here en ek draai my weg van daai sonde en doen dit nooit weer nie. En even dit is 'n proses. Alles is 'n proses. Hy sê, groei in die geloof soos 'n baba. Nou hoeveel keer val 'n baba? Hoeveel keer moet hy opstaan en probeer loop? Hy kruip, hy loop. Dan kom hy agter hy kan val. Dan kom hy agter hy gaan van die draai af val. Al hierdie goeders het God so ontwerp dat hierdie woord ons leer hoe om te groei in die woord. Jy kan nie net doen wat jy wil en elke keer sê jy's jammer nie. Jy moet elke keer sê jy's jammer. Eventually met die groeiproses dan kom jy agter, ek moet nie meer hierdie ding doen nie. Ek meen toe ons in die wêreld was, het jy geswets en jy gaan aan en jy's tog te oulik. En dan kom jy agter, maar hierdie ding, hoe meer jy in die woord spandeer, want die Bybel sê die woord is soos 'n spieël. Hoe meer jy agterkom, jy lees hierdeur, dink jy, dis ek moet ophou hiermee. Ek kan dit nie meer doen nie, want ek bedroef die Heilige Gees gedoen. So leer ons, stap vir stap. Jesus homself sê in 1 Petrus 1:15 tot 16, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenshandel heilig word. Maar ons raak ongehoorsaam. En ja, jy kan 7 keer val en opstaan en repent, maar dan kan jy nie dieselfde ding aanhou doen nie. En ons dink om 'n kar te steel is verskriklik erg.
Maar as jy potlat by Middag steel, het jy ook gesteel. Ek gaan seën die besighede wat nie hulle wet op datum het nie. God doesn't bless a mess. Ek kan nie daar ingaan in jou huis kom seën, en as goed in die huis wat nie daar moet wees nie, en moet asseblief nou nie Ghostbusters word nie. Want daar was 'n stadium waar daar 'n parretjie op die pad gesit het, nou is die parra verskriklik gekus. En die mense gooi net die goed uit, en die swartsak ouens is verheerig. As jy nie seker is van 'n ding in jou huis nie, dan loop jy tot voor die ding en jy sê, Here, is hierdie ding vir U 'n aanstoot? Ek meen Egiptiese koppe hoef jy God nie eens te vra nie, jy het 'n gesonde IQ gekry, breek die ding. Weet pastoor wat ek vir hierdie ding betaal het, weet jy wat, gaan nie nog betaal. Bid oor daai ding, sê Here, hierdie goeders, Afrika maskers, daai goed, hulle meng die hout met bloed. Amanda is my getuie, het haar hart geleer. Is gestop dan naby River Square somewhere. Toe verkoop hulle Afrika maskers. Dus ek moet nou nie vir stupid hou nie. Jy klim uit en jy sê vir hom, did you do the ritual? Hy sê, yes I did. Ek sê vir hom, did you mix it with the blood? Hy sê, yes I did. Daar het jy dit. Paulus sê, vang hulle met lus. Romeine 12 vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hoekom? Sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Wie van julle het al 'n dronk mens gesien? Nee, ek weet julle het nog nooit gesien nie. Hy is sterk, verskriklik sterk. En iemand het hom altyd geslaan, hy weet net nie wie nie, as hy daai ou kry. Minta met oor 7 krywaals geval. Nie waar nie? En die Bybel sê, hy lê op 'n mas van 'n skip. Dis wat 'n skip doen. Dan sit hy mos net die bene af, julle weet, dan dink hy dit help. Né? Is dit die wil van die Here? Want hy sê, word dronk van die Heilige Gees en nie van sterk drank nie. Dis maklik om God se wil te ken, sy wil is in sy woord. Hier staan dit. My wil is in my woord. Ek moet vir julle hierdie sê. Hy sê, Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal. Hoekom? Nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. My skape ken my stem, en hulle sal die stem van 'n vreemdeling nie volg nie. As daai klein stemmetjie binne in jou praat en sê, hey, hierdie ene sê lekker 10-4 nie, pas op. Pas op met wie jy hierdie deal gaan sluit, pas op. Ek waarsku jou my kind, as iets in jou gees opkom, en jy weet, moenie hierdie ding doen nie, of daar's 'n stemmetjie wat net nie gel met wat hier aangaan nie, dan moet jy breek. Dan moet jy sê, Here, wat is U wil vir my in hierdie situasie? Wat moet ek nou hier doen? Want party mense is wel ter tale. Nie alle Christene gaan hemel toe nie. Kan dit waar wees? Ja. En weet julle wat? Kyk wat sê Jesus. Sommige van sy disippels, hulle het hom gevolg op 'n tyd, het weggedraai omdat hierdie woorde van die Here te hard was. Sommige kere is die goed wat God van ons vereis te hard. Ek doen 'n profeteskool in Sasolburg Fakkel Kerk, jare terug. En ek ry terug van daar af, ek kom by die huis, ek het julle al vertel van die engel wat saam met die kar geklim het. In elk geval, ek ry by Sasol, ken nie Sasol nie. Ons bly in Sonderpark, woon hier die profeteskool by,
En die Here sê vir my, jy ry nie soos wat jy ingekom het nou nie, jy ry agter selfs al om. En ek sê, maar Here, dis nou wat ek in die profeteskool kon doen. Ek sê, ek ken nie die pad agter nie, ek weet nie van 'n ander pad nie, ek ken net hierdie een pad. En die Here sê, ek sê vir jou, jy ry nie daai pad nie. Nou wag ek en ek tog eers nou iemand vra, wat 'n ander pad is daai sal uit behalwe daai pad. En dis daar waar 'n nuwe mol is, daai kant om, ek het daar by die sirkel ingegaan. En een van die ouens in die kerk sê, hy sal saam met my ry om my daar uit te vat, op daai pad. En toe ons eventually uit is, julle weet mos, as jy oorgaan het, ek mos daai paadjie wat so maak, en dan staan daar beware for hijacking or something. Toe staan mekaar so oor die pad getrek, ek moet so ry. Toe ons so by is, toe sê die Here, ek het vir jou gesê, jy sal gruesome gesterf het vanaand, as jy nie geluister het nie. En daar het 'n engel in my kar ingeklim, die deur oopgemaak, ingeklim, langs my gesit, met my gepraat tot in Sondagspark. Uitgeklim toe by die hek is, dis goed vir jou sê, hy lyk nie soos Cupid in Cadiz. Luister, hierdie goed is nie net vir sekere mense beskore nie. Die Here gaan by jou weet, hoekom wil jy engel sien? Hoekom? You are not worshiping. Hy het vir Johannes gesê in Openbaring, nee, jy val nie voor my en worship my nie, ek is net soos jy. Jy kan nie my aanbid nie. En die Here, hulle is elke dag by ons, hulle keer, hulle help, hulle guide ons wat ons moet doen, al hierdie tipe van dinge. En ons kom dit nie meer agter nie, want ons is so besig met hierdie ratreis wêreld wat nie einde kry nie. En dan is daar moedswillige sonde, waarvan die Bybel praat. Hier is 'n massiewe prys om te betaal. Hebreërs 10 vers 6 en 27. Want as ons opsetlik sondig, wat is opsetlik sondig? Nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het. As jy weet dat God nie daarvan hou nie, en jy gaan doen dit, dan is dit 'n moedswillige sonde. Bly daar geen offer om vir die sondes meer nie, maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teestander sal verteer. Vers 31 sê, vreeslik is dit om in die hande te val van 'n lewende God. As jy nou kyk wat in die wêreld aangaan, hoe hulle die naam van Jesus Christus gebruik as 'n vloekwoord, en hoe hulle soos, sit die klank op jou TV af, dan kyk jy, Toi is in die Bybel. Hy sê die agterstes loop saam. Hulle het geen idee waaroor die voorstes aangaan nie. Staan in jou Bybel. Onder armsprys in die Bybel. Niks nie onder die son nie. Ek dink hulle blou eiers is baie groter as ons in gewees. Klip. Daar's niks nie onder die son nie. Nou as ek weet dat die Here vir my sê, want die Heilige Gees is daar om ons meer heilig te maak. Die Heilige Gees wil jou heilig maak, soos wat hy heilig is. So hy gaan kort aan ons werk en skaaf en sê, hou op om hierdie woord te gebruik, my kind. Hou op om dood oor jouself te spreek. Hou op om te sê, ek gaan nêrens in die lewe kom nie. Hou op om te sê, ek kan nie. Hou op om hierdie goed te doen. Hy gaan gentle met ons werk, maar hy gaan met ons werk om heilig te wees, soos wat hy heilig is. As ons aanhou, as jy vir jou kind gesê het, moenie jou hand op die plaat druk nie, jy gaan brand, en hy wil net voel, dat hy net so groot blaas, dis die consequences, maar ten minste luister die kind. Ek en jy, Heilige Gees praat met ons, maar ons luister nie. En hy sê, rebellie in Samuel is as witchcraft. Dan kom ons in rebellie teenoor God. Hoekom het hierdie ding my getref? Hoekom? Ons kan nie sê, ons is kinders van die Here, maar ons lyk soos die wêreld nie, ons praat soos hulle en ons leef soos hulle nie. Wat is dan die onderskeid? As ons in 'n plek inkom, moet die evil gepaard. When the light enters, the darkness must
As iemand hier langs jou staan en vuil grappe vertel die hele tyd, hoekom kan ek hulle nie van die Here vertel nie? Ek maak hulle stil. Ek sê sommer reguit vir hulle, ek het die hele tyd na jou snert geluister. I've got something to tell you. Wisdom is to apply the knowledge you have. That's wisdom. En ek laat nie iemand by my staan in Jesus Christ nie. That ain't gonna happen. Jy is my pa van wie jy praat. Ons het al so slap geword, dat ons niemand wil aanstoot gee nie. Ek dankie wat hy stoot. Gaan nie die naam van Jesus onuitlik gebruik nie. God is 'n God van orde. Hy leer en hy waarsku ons. Kyk wat sê Jesus homself. Kyk wat sê hy. Matteus 7:21 tot 23. En dis 'n waarskuwing vir ons wat die pad al lank al loop. Nie elkeen wat vir my sê Here, Here sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie. Wie sal dan kan ingaan? Maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels uitgedreig en in U naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Wat het Jesus vir die Fariseërs gesê? Julle adder geslag. Julle het Satan as vader. Because he perceived in his heart, wanneer hulle hom gevra het, wat sê u? Ons het hierdie vrou in die act gevang. Wat sê u? Dink julle het gewaar met die vrou? Nee. Hulle het probeer om Jesus gevange te kan neem, om hom te kry om goed te sê wat hulle wil dink, wat hulle hom kan belaster en dan aan kruis bring. Dis wat hulle probeer doen het. Hulle het nie omgegee wat vir die vrou nie. Daar's baie vals profete. Daar's baie valse leraars wat nou opstaan. Die Bybel sê vir ons dit gaan gebeur. Alles wat blink is nie goud nie. En hier sê hulle, ons het in U naam geprofeteer, duiwels uitgedryf, baie kragte gedoen. Maar wat het die Here nou gekyk? Hoekom het hulle dit gedoen? Was dit om God te vereer? Of het hulle me, myself en I, die eie ek, die oomblik wat jy prideful raak, beweeg jy hulle gees weg. Want as jy te vol is van jouself, is daar nie plek vir nog iets nie. Die man en vrou wat die woord van God verkondig, moet humble bly voor die Here. Want dit is nie hulle koninkryk nie, dit is God se. Johannes 17 tot 26 sê, die Bybel sê duidelik, dat die wêreld sal ons haat. Hulle sal jou haat as 'n Christen, as jy kyk wat nou in China aangaan, want Christendom is nou heeltemal daar verbied. As jy kyk hoeveel van hulle sterf, ons het laasweek gekyk na daai video's, hoeveel van hulle sterf terwille van die naam van Jesus Christus. Dit is net verskriklik om te sien, wat in die wêreld aangaan nou. En hier gee God vir ons die geleentheid, dien my. Hoor wat sê 1 Korintiërs 6 vers 10. Moenie dwaal nie. Dit beteken ek en jy kan van die pad afgaan. Koning Dawid skryf, ek het byna gestruikel. Geen oreders of afgode dienaars. Daar's baie afgode dienaars hoor. Daar's afgode by Christene ook. Enige iets wat tussen jou en God staan is afgod. Miladies, Fushinies, Edgars, kan ons nog sê. Mans karre. Moenie aan my dash raak nie. Nou waar moet ek nou vashou? Daar's so baie afgode. Wat dink julle is die grootste een deesdae? Selfone, laptops, daai goed.
Mense sit in die kerk, gaan net gou kyk wie nou gebel. Moenie worry nie, dis nie die Here nie. Sit net neer jou foontjie, want as mense weet jy kom van daai tot daai tyd kerk toe, bære jou foon. Jy hoef nie te antwoord nie, want dit is Satan se manier om te onderbreek om te hoor dat jy nie hoor wat jy moet hoor. As jy op standby is van die werk, verstaan almal dit. Ons ken ons eie harte. Hy sê, egbreeksters, wellustelinge is nie net seksueel nie, dis geld, dis power, dis 'n klomp goed. Of sodomiete, lesbiene en homoseksuele, of diewe, gierigaards, dronkaards, kwaadsprekers, rowers sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Nou wat dan, as van hierdie mense dinge gedoen het voordat hulle God geken het? 1 Korintiërs 6 vers 11. So genadig is God, en dit, die dinge hierbo, was sommige van julle. Ons almal was in een van hierdie kategorieë. Dankie tog vir genade, julle het julle laat afwas, maar julle is heilig. Julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus. Ons het genade ontvang, ons kon dit nie verdien nie. Dankie God vir hierdie dinge, dat die Here ons hierdie goed vergewe het. Johannes 2 vers 6 sê dat hy wat in hom bly, behoort self ook so te wandel soos wat hy gewandel het. Het julle Jesus gesien steel? Lieg? Gierig wees? Hy sê ons moet soos hy wandel. Dis maklik. Nie eens in die wêreldstelsel mag jy steel nie, dan word jy gestraf. Maar die woord leer ons in 2 Timoteus 3. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. Hoekom? Want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Hulle was daar. Judas het dan saam met Jesus geloop. Hy het al hierdie goed gesien. En het hom nog steeds gaan verraai. Waarvolgens kan God ons dan eendag oordeel, as ons dan nog net een keer sê, okay, ek repent en daar is dit klaar. Jy gaan hemel toe. Hoekom is dan Jesus nodig? Ons kan ons maar net een keer sê, sorry. Hoekom moet hy aarde toe kom? Om ons te kom leer. Hoekom het ons predikers nodig? Hoekom het ons predikers nodig? Profete, teachers, evangeliste. Hoekom het ons hulle nodig? Efesiërs 4 vers 11 sê, ek het sommiges gegee, die fivefold ministry. Dan sê vers 12, Efesiërs 4 vers 12, hoekom daar predikers en profete en teachers en evangeliste is? Hoekom? To equip the saints for their work of ministry. Dis hoekom ek vir mense altyd sê, moenie haastig wees. Hoekom wil jy graag 'n pastoor wees? Jy kan dit nie wees nie. Jy is gekies om dit te wees. Want hy sê met julle, wat die woord verkondig, gaan ek dubbel deur. Wat se glorie is daaraan? Niks. Net 'n voorreg. Dan sê in 2 Timoteus 4, hy sê, ek besweer julle dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, vermaan, in alle lankmoedigheid en lering. Dis nie wat jy sê nie, dis hoe jy dit sê. Hoekom? Want daar sal 'n tyd kom, wat hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Hoekom? Omdat hulle die gehoor gestreel wil hê. Hulle sal vir hulle menigte predikers soek. Nie 'n paar nie. Volgens hulle eie begeerlikhede. En die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar julle wees in alles nugter. Ly verdrukking. Nou hoekom gaan jy verdrukking ly as jy niks verkeerd gedoen het nie? Mag ons net een keer sê sorry. Doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Nou wie kan dan gered word?
Dit klink amper onmoontlik. Wie kan gered word? Matteus 10, vers 22. En julle sal almal gehaat word ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En dit is nie maklik om te volhard nie. Wie van julle kan vir my sê, hoe het Samuel gelyk? Saul gelyk? Hoe het Saul gelyk? Hoe Dawid gelyk? Sien, jy gaan in die hemel kom en dan loop jy verby Dawid, dan weet jy nie sy nie. Dan sê Dawid, jy het vir hulle vertel van ek en Goliat. Ken jy my nie meer nie? Dawid was 'n rooikop, soos ek en jy. Hy was 'n klein rooikopie met sproete. Gaan kyk wat sê jou Bybel. Gaan kyk. Wie wys? In Samuel 9, vers 2. En ek gaan Saul as voorbeeld gebruik. Baie humble gewees. Toe Samuel moes gaan salf as koning, toe sê hy, ek is 'n klein ouetjie, Benjamin se stam uit. Hoe kan jy vir my sê, jy kom salf my as koning? Hy het hier begin, humble. Kyk hoe hy gelyk. In Samuel 9, vers 2. En hy het 'n seun gehad met die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou. Sien julle, Jim is ook in die Bybel. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy nie. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. 'n Mooi man. Maar hy het die Here geraadpleeg, en as die Here nie gou genoeg wil antwoord nie, dan vat hy sake in sy eie hande. Waar eindig hy toe op? Hy raadpleeg die Here, en die Bybel sê, ek dink julle moet die boek 1 Samuel gaan lees. Gaan julle. Dan gaan ons ook baie oop gaan. So hy wil toe nie op die Here wag nie. Hy wil nie op Samuel wag om te kom offer nie, hy offer sommer self. Want hy weet nie, hy mag toe nie. Hy wou nie, hy raadpleeg die Here, en toe die Here hom nie wil antwoord nie, toe sê hy vir sy volgelinge, gaan soek vir my 'n heks. Gaan soek vir my 'n dode besweerder. Laat ek kan hoor wat gaan gebeur in hierdie oorlog. Die Bybel sê, en die Here het hom nie geantwoord toe hom geraadpleeg het nie. Hoekom sou God Saul nie geantwoord het nie? Omdat hy in rebellie was, in opstand was teenoor God, vir Dawid wou doodmaak, want reeds as koning gesalf was, en sy eie kop gevolg het, en rebellie is as witchcraft. Samuel die profeet wat hom gesalf het, is toe al dood. Saul gaan na die heks van Endor toe, en roep vir Samuel op. The wages of sin is death. Hoe Saul dood? Hy het in sy eie swaard geval. Jy sien, dit begin so stadig, naderhand hoor jy nie meer die stem van die Here nie, want jy het net besluit, dit werk nie. Pastoor, ek bid, maar dit werk nie. You said it, dit gaan nie werk nie, jy het so gesê. Ek vra die Here, maar hy antwoord my nie. Hallo, gaan grou, hoekom antwoord hy nie? Iewers het jy van die pad af gedwaal, gaan maak dit reg. Want die Heilige Gees is so genadig, dat hy eers wil ons moet dit reg maak. Hy gee ons daai kanse, om dit reg te maak. Maar ons kan nie aanhou moetswillige sonde bly doen nie, want daar's 'n prys. The wages of sin is death. En dit kan altyd death wees, spiritual as well as physical. As ek papdronk op my motorfiets klim, of highly gedrak, en ek ry dit per ongeluk dood, wie se skuld is dit? Die Here se? Ons moet gehoorsaam wees aan God se wette.
Hy wat endure tot die einde toe, sal gered word. En as ek en jy se plig, as my ma nie vir my aanhou bid het nie, dankie God, waar was ek vandag? Moenie ophou bid nie, want as ek en jy se plig, om ewen vir ons vyande te bid. Moenie ophou bid nie. Dit mag nie eens in jou leeftyd wees wat die Here iets doen nie. Dit kan in die volgende leeftyd wees, maar doen sal hy doen. Want hy toets jou hart. Een keer gered, altyd gered? Nee. Work out your own salvation with prayer, tears. Ons gaan almal nou en dan van die pad af. Almal van ons. Dan repent ons, draai ons rug op daai spesifieke ding wat ons laat afgaan het en kom weer terug op die pad. That's called grace. Ons kan nie met sy genade speel nie. Hy sê, daar sal 'n tyd kom, jy sal en ek sal nie oopmaak nie. Ons kan nie met God se genade speel nie. Want die kerke praat nie meer oor sonde nie. Nee. Dan wip die gemeente hulle. Liewer ek en jy ons wip, as God eendag gaan vra, waar is hulle bloed? Waar is jou bloed op jou eie hande? Shut the very appearance of evil, sê die Bybel. Net iets wat soos evil lyk, moenie daar vat nie. Nou sê iemand vir my, maar die Bybel sê, toets alle dinge en behou die goeie. Daar is sekere dinge wat klaar getoets is. Jy hoef dit nie te gaan toets nie. Waar vals? Daar is sekere dinge wat wys. Ons wat berading doen, sien die gevolge van die dinge wat nie moet gebeur nie. Toets die dinge, behou die goeie. Daar is klaar goed wat getoets is. Wie wil nou weer die wiel oordoen? Werk die wiele nog al die tyd? Die wiel is rond en hy werk nog steeds op al die karre. Prys God julle vir genade. Dwaase goed wat ek al gesê het in my lewe. Stupid. En die ergste van alles is net, jy adverteer dit. Jy dink jy is so slim. Dan sê jy die goed vir ander mense, man, jy is so slim. En dan word jy groot, dan kom jy agter, het ek het gedoen? Loof God vir sy genade. Here, help ons. Help ons, leer ons elke dag. Dis hoekom hy sê, 'n lamp op my voet. Lamp skyn net hierso. Vra vir hom dag vir dag, hoe stik hierdie voet nou weer neer, Here? Gaan jy jou vererg? Gaan jy kwaad word? Al hierdie dinge gaan gebeur. Maar sê vir jouself op 'n stadium, weet jy, wie voel sleg daarna? Net ek. Sit 'n bietjie die klank af. As twee mense beklei, druk jy ore toe en dan kyk jy na hulle monde. Dan kyk jy wat se ander picture kry jy. Want jy sien, nou is jy nie emosioneel betrokke nie, nou luister jy na die woorde nie. As jy jou ore toe druk, dan kyk jy belaglik lyk hulle. Dan denk jy, what? Is dit waar? Ek laat kom hierdie toetse te doen, Werner. Dit werk vir my. Dit lyk so belaglik, hulle staan nie en skree. Is arms, hande en alles. Druk jy oor toe, dan kyk jy. Is heeltemal ander pictures van jy hoor wat die woorde sê. En dis hoe die Here daarna kyk. En ons is almal guilty, me included. Ek het 'n besluit geneem. Ek lieg nooit weer. Weet julle hoeveel mense gaan vir my kwaad word?
Want as hulle nou wil kom kuier en jy's nie lus vir hulle nie, wat sê jy? Ek is nie lus vir jou nie, bly by die huis. Ek het besluit net om te sê, jammer, nie vandag nie. Want in dieselfde stem wat die Here Jesus sê, die prostituie en daai sê die leenaars ook, God haat leuns. Want dit is 'n leuen wat hom kruis toe gestuur het, né? Alhoewel hy geweet het, dit sal kom, hy het daarvoor opgesaai, maar dit was 'n leuen. Nie een woord wat hulle oor die Here Jesus gesê het, was die waarheid nie, het was alles leuns. Dankie Here, dat U ons die woord gegee het om te leer, om dit te doen, nie net te hoor nie. Ons vereer U daarvoor. Heilige Gees, hierdie week, spaar ons asseblief. Neem ons tonge gevange. Neem ons harte gevange tot gehoorsaamheid aan Jesus Christus. En as ons wil leuns vertel, dat ons tonge aan ons verhemelte vaskleef. In Jesus naam.